Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat U Seun vir ons gestuur is, dat terwille van ons sonde gelei het aan die kruis, sodat hy ons kon loskoop, nie met ydelle dinge soos silwer en goud nie, maar met sy eie bloed. O Christus, ons dankie dat U U lewe afgelê het. Ons dankie dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar nadat U in die hemel opgevaar het, het U die Heilige Gees gestuur om by ons te wees. O Heilige Gees, U wat die woord geasem het, wat die skrywers gedrywe het en wat vir ons U woord gegee het. U is ook die een wat die hemelse leermeester is, wat die verklaring van U woord in ons harte gee, wat die waarhede van U woord in ons harte indra. En ons bid dan dat U aan ons helder verligte oë van ons verstand sal gee, sodat ons U woord kan begryp, en help ons met U krag om dit te kan uitleef. Daarom aan U, o Vader, Seun en Heilige Gees, eer en aanbidding bring ons U. Ons lof wil ons, U lof wil ons U toe sing, en ons wil in ons gebed dit vermeld, Here, dat U groot is en almagtig is en genadig en barmhartig is. Maar vir diegene wie U verwerp, sal hulle 'n verskriklike oordeel vind, 'n verskriklike regverdige God wat oordeel. Daarom dank ons U dat U ons begenadig het. Daarom dank ons U dat ons in U woord Christus kan sien as die een wat vir ons gestuur het is, sodat ons begenadiging kon ontvang. Ons bid nie net hierdie vir onsself nie, maar U stuur ons ook die ganse mensdom in, om hierdie goeie nuus van die evangelie met almal te deel. En so is U besig om U volk bymekaar te maak, want daar is sommige wat verhard, en daar is ander wie se harte versag is. Omdat die hart van nie net die koning nie, maar ook van elke mens in die hand van die Here is, en U lei dit soos waterstrome waarheen U wil. Sommige tot verharding, sommige tot versagting. En U bewys barmhartigheid aan wie U wil, en U verhard wie U wil. En daarom kan ons as klei nie vir U as pottebakker vra, waarom het U my so gemaak nie? Daarom kan ons nie met U rede twis nie. Maar ons dank U, Here, dat ons sien dat U woord sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En daarom elkeen wat dan op hierdie roeping van Christus reageer, verseker U saligheid. En bid ons dan, Here, dat hierdie boodskap vir ons kosbaar sal bly, dat ons nie gewoond sal word daaraan, as ons sondag in en sondag uit bely, dat ons glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons bely in die versoening wat U vir ons gestuur het. En Here, dat ons nie net bloot daardie dinge oor en oor sal sê, net soos 'n papegaai dit opsê nie, maar dat ons dit van harte sal glo. Want geloof is 'n gawe wat U skenk, en bid ons dan dat ons in hierdie geloof sal lewe. Ons bid ook, Here, dat U sal wees met ons land, want daar is soveel chaos, daar is soveel haat, daar is soveel oproepe tot oorlog, en ons is bekommerd, maar U sê U haat die bloedwreker. U leer vir ons, U haat diegene wat moord aanblaas, en daarom kom roep ons tot U. Ons wil vra dat U ons veilig sal beskerm en bewaar, en ons bid dat U diegene wat die swaard opneem, deur die swaard sal laat val. Ons bid vir ons regering, ons bid dat die evangelie ook hulle ore sal bereik, dat hulle sal verstaan, dat hulle moet bekeer voor U, o God, en U Seun, met al sy weldade moet omhels. Ons bid vir hulle. En indien hulle verhard, bid ons, Here, dat U ons Godvreesende leiers in hulle plek sal gee. Vra, Here, dat U ons op hierdie wyse genadig en barmhartig sal wees, sodat die erediens in stand gehou kan word, sodat ons 'n stil en rustige lewe en alle godsvrug kan hê. En daarom bid ons vir hulle. Bid vir hulle genade, indien hulle nie bekeer nie, bid ons U oordeel oor hulle toe.
Ons vra Here dat U met ons sal spreek deur U woord. Ons bid Here dat ons sal verstaan wat U vir ons sê, dat ons diep insig sal hê om U woord hoe verder, hoe meer, hoe dieper, beter te kan verstaan. Dat ons kinders sal inskerp wanneer ons opstaan in die môre, wanneer ons op reis is of wanneer ons by die huis is. Help ons Here om aan hulle die wonderlike woord te leer, dat ons dit sal oordink en Here dat ons sodoende sal groei, omdat U dit beskik het, dat ook dit ons voedsel en ons spys en ons drank, ons geestelike spys en drank sal wees. Die water wat vir ons uit die rots voortgekom het, die heerlike manna wat Christus self is. Ons vra dan Here dat U ons sal seën by die lees van die woord, by die aanhoor van U woord en by die uitleef van U woord. Ons bid vir elkeen wat deur moeilike tye gaan, het sy dit in hulle gemoed is, of het sy dit na liggaam en siekte is. Ons dra hulle aan U op en vra dat U ook aan hulle barmhartigheid sal bewys. En in al hierdie dinge, Here, eer ons U, want ons weet dat daar geen haar van ons hoof sal val, as U dit nie beskik het nie, want alles moet inderdaad tot ons heil werk. En ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 30. Psalm 30 vanaf vers 1 tot en met vers 12, hoor die woord van die Here. 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die huis van Dawid. Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Psalmsing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Here, U het my berg deur U welbehae sterk laat staan. U het U aangesig verberg en ek het verskrik geword. Ek het U aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit U trou verkondig? Hoor, Here, en wees my genadig. Here, wees my 'n helper. U het my geweeklaag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. Ons fokusgedeelte, vers 4 en vers 5. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Die tema van ons boodskap, God verlos ons van die dood deur sy seun. Loof sy heilige gedenknaam. God verlos ons van die dood deur sy seun. Loof sy heilige gedenknaam. As ons na die agtergrond van hierdie Psalm kyk, dan sal ons sien dat Dawid, terwyl hy dan in veragting was by die meerderheid van die volk, hulle nie wou gehad het dat hy oor die hele volk moes regeer nie, maar slegs in Hebron het hy oor Juda geregeer vir 7 jaar lank. En later het Israel, toe hulle in die nood was, Dawid laat kom om laat roep en hulle het hom koning oor hulle gemaak. En so het die Here hom bevestig
na baie lang tyd wat hy ook onder Saul se hand gelei het. En toe het Dawid vir homself 'n huis gebou. En ons lees in 2 Samuel hoofstuk 7 vers 1 tot en met vers 17 dat Dawid, nadat hy vir homself 'n huis gebou het, vir die Here gesê het, hy wil graag vir die Here 'n huis bou. En die Here sê, ek het niemand beveel om ooit vir my 'n huis te bou nie. Hy het wel bevel gegee dat daar 'n tabernakel gebou moes word in die wildernis. En hy het vir hom gesê, nee, jy sal nie vir my 'n tempel bou nie. Jy sal nie vir my 'n huis bou nie. Maar jou seun wat uit jou sal voortkom, hy sal vir my 'n tempel bou. En so hierdie tyd dat die Here vir Dawid rus gegee het, nadat Dawid vir homself 'n huis gebou het, en die Here vir hom gesê het, kalmeer Dawid, jy's nie die uitverkore een om vir my 'n huis te bou nie, jy's 'n man van bloed, en ek gaan weliswaar jou koningskap bevestig, en ek gaan jou seun se koningskap bevestig. Inteendeel, jou koningskap sal geen einde hê nie. En ons weet dat die Here kom deur sy groot genade en sy groot barmhartigheid, en hy bevestig Dawid se koningskap. Op die ou end word dit in vervulling gebring toe Christus 1000 jaar later gekom het en hy op die troon van Dawid gaan sit het en hy opgevaar het na die hemel en nou vir ewig heers op die troon van Dawid en niemand vat sy koningskap van hom af weg nie. So Dawid het 'n tyd van rus gehad, 'n tyd van vrede, terwyl hy 'n man was wat baie gevegte geveg het. Maar die Here se belofte dat een uit sy nageslag gebore sou word om dan die tempel te bou, sien ons hoe dit hierna in vervulling kom. Ons sien dat Dawid het by Batseba ingegaan, Uria haar man laat doodmaak, omdat sy dan swanger geword het en dit dan nou bekend sou word. En daardie kind waarmee Batseba dan swanger was, het op die ou end gesterf. Ons ken die verhaal van Dawid se berou en dat hy die Here om vergifnis van sy sonde gesmeek het en dat hy die Here die genade en barmhartigheid afgepleit het en dat die Here gesê het, Dawid sal nie sterf nie. Daarna het Dawid vir Batseba as sy vrou geneem en sy het swanger geword en Salomo is gebore en hy was die een waarvan God geprofeteer het, waarvan God vir Dawid gesê het dat hy die een sou wees wat die tempel vir die Here sou bou. Ons weet dat God is nie die outeur van sonde nie, maar weliswaar vang sonde God nooit onkant nie. En inteendeel gebruik die Here alles tot sy eer en sy verheerlikheid. Daarom kan ons nie sê dat Dawid het geval omdat die Here hom laat val het nie. Maar wat ons wel kan sê is dat Dawid se val nie God se planne in die wiele gery het nie. Geen mens is sterk genoeg om die planne van die Here in die wiele te ry nie. Baie mense dink, my voete het gestruikel, ek het geval, ek het die planne van die Here vernietig. En ek wil jou net die versekering gee, my vriend, jy is nie sterk genoeg om die planne van die Here in die wiele te ry nie. Ons moet weliswaar waak. En ons weet dat die vrug van wat Dawid gedoen het, omdat hy die vyande van God aanleiding gegee het om te laster, het onheil van die huis van Dawid nie gewyk nie. Probleme op probleme op probleme wat gevolg het. Want God tugtig die wat hy lief het. En as jy die grimmigheid van God opwek en jy sê, wel, dit is in die beskikking van die Here, wees verseker
dat God jou so lief het, dat hy nie dit verby hom sal laat gaan nie, maar dat hy jou gereed sal maak vir groot tugtiging om jou terug te bring na hom toe. En so kyk ons na hierdie Psalm en sien hoe Christus dan ook in die agtergrond geskets word, terwyl Dawid dan die opdrag van die Here geweier is, of die versoek geweier is om 'n huis vir die Here te bou, en dat Christus die nuwe tempel sou wees, die ware tempel. En hy verwys na homself en hy sê, Christus verwys na homself en sê, dat breek hierdie tempel af en in 3 dae bou ek dit op. En dit wat Dawid wou gedoen het, was 'n heenwyse dan na Christus. En wat Salomo dan gedoen het om die tempel te bou, is 'n heenwyse na Christus. So daarom moet ons binne in hierdie die Christus raak kan sien, maar ook in die kwessie van Dawid het verskeie benoudhede beleef, en ons noem dit dood en opstanding, soos wat hy dit ook hier noem. En so baie keer dan dink 'n mens by jouself, en ek was baie versigtig wanneer mense sê, ek het in 'n swaar tyd letterlik hel deurgegaan. En dan is ek versigtig daaroor, weet mense waarvan hulle praat. Maar Dawid en van die ander kinders van die Here praat daarvan dat hulle siel neerdaal na die doderyk. Dis hierdie beeld wat hulle gebruik, dat hulle benoudheid vir hulle soos 'n hel gevoel het. Nou ons weet, dis nie die hel aan die einde nie, wanneer Christus op die laaste dag terugkeer in die goddelose, dan sal verdoem in die ewige verdoemenis nie. Maar hier beleef ons alreeds iets dat sodat ons kan verstaan wat Christus deurgemaak het, toe hy gesê het dat God het hom verlaat. En so kyk ons na hierdie Psalm en sien 'n tema van dood en opstanding, opbouing van die tempel, 'n heenwys na Christus, die een wat sou ly, wat sou hel deurmaak vir ons aan die kruis, en wat weer sou opstaan. En dan wil ons dit toepas in krisisse wat ons beleef. En vir onsself die vraag afvra, watter krisis is dit wat jy nou beleef en deurgaan? Watter stryd en foltering is dit wat jy beleef? Om jou te laat besef dat daar is hoop aan die einde van daardie stryd. Dat jy nie nodig het om voortdurend voort te gaan en dink, maar dit gaan net maar een stryd na ander wees en dit gaan nooit ophou nie. Ons sal binne in hierdie Psalm sien waarom die Here die volgende een vir ons oplyn, die hartseer van die oorblysel van ons sonde, en daarom voortgaan met ons tugtiging, en eintlik nooit in hierdie lewe ophou nie. Maar dis ook nie 'n kwessie van dat dit voortdurend aangaan nie, dat daar tye is van sonskyn, tye waar daar vir ons 'n breek in die reënbuie en storms is. En dan moet ons asem skep, want die volgende storm is op pad. Daarom die tema, God verlos ons van die dood deur sy seun, loof sy heilige gedenknaam. Nou Dawid het hierdie groot stryd van sy koningskap gehad, vers 2, ek sal u verhoog, Here, want u het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. Nou dat Dawid die koning oor die hele Israel was, is die rede duidelik waarom hy dit nie kon word nie, en dit was in die besonder oor Saul wat Dawid gehaat het, en dan ook die hele nageslag, die hele volk, of die hele stam van Benjamin veral teenoor hom opgemaak het, en die ander noordelike stamme het daarby ingeval by Benjamin, om Dawid te haat, en nie toe te laat dat hy koning word. En Dawid is deur die Here gedra, en hy het op die ou end, het hy koning geword. Sy vyande kon nie oor hom heers nie. U sal onthou dat daar 'n man met die naam van Simei was, wat toe Dawid gevlug het,
ek dink dit was vir Absalom wat hy gevlug het, sy eie seun, het Simei geloop langs die pad en klippe na Dawid toe gegooi en die hele tyd geloop en vloek. En hy was van Benjamin gewees. Dis hierdie stam van Saul wat vir Dawid so gehaat het. En Dawid sê, hierdie klomp vyande, hulle kon nie oor my bly wees nie, want die Here het op die ou end my koning gemaak. En so kind van God, miskien is daar mense in jou lewe, miskien is dit familie, wat nie kan wag dat jy moet val nie. Hulle wil dit graag hê. Hulle wil graag hê, jy moet bankrot speel. Dit moet sleg met jou gaan. As ongelukke jou tref, as siekte jou tref, kollegas, bure, wie dit ook al mag wees. Soms is daar net gemeene mense wat wil hê, iets moet met jou gebeur, en dit moet met jou sleg gaan. Hulle sit op die punt van hulle stoel, hulle wens dit. Dawid het so 'n lewe gehad. Dawid het sulke vyande gehad. En hy sê dit was vir hom opmerklik dat nie een van hulle oor hom kon triomfeer nie. So kind van God, hoeveel mense is daar wat op die punt van hulle stoele sit en so graag wens dat jy net verkeerd moet trap. Net sodat hulle kan sê, ja, sien, dit wat ons nog al die jare van hom of haar gesê het, kyk nou daar. En hulle wil hulle verlekker. Dawid het dit beleef, God was met hom gewees. So moenie bekommerd wees nie. Wandel met die Here. En ja, hy gaan vir ons stryd gee. Maar hy gaan ook vir ons uitkoms gee. Hy gaan ook vir ons uitkoms gee. Hy gaan nie toelaat dat ons vyande hulle oor ons verlekker nie. Dan Dawid was siek gewees en is weer deur die Here genees. Omdat dit poëties van aard is, weet ons nie of hier, dit word nie vir ons byvoorbeeld in Dawid se lewe, in Samuel en in Konings en Kronieke melding gemaak van hierdie siekte nie. Daar was tye gewees wat Dawid siek was, maar dat hy net voor dat sy huis klaar gebou is, of in die tyd dat sy huis klaar gebou is, dat daar siekte was, dit lees ons nie van nie. Ons weet ook weliswaar dat daar ander psalms is waar Dawid byvoorbeeld sê dat selfs in tye van siekte het sy familie nie eers by hom gestaan nie. So wat hier aangegaan het, en of daar 'n krankheid in sy siel was, omdat hy ongelukkig was, weet ons nie. Het iets gebeur, en hy noem dit vir ons siekte. Here, my God, ek het U aangeroep om hulp, U het my gesond gemaak. Wat ons wel ook weet is, toe Dawid die tabernakel, die ark van die verbond teruggebring het na die tabernakel toe, toe het hy voor die aangesig van die Here gedans, en hy was bly gewees, en sy vrou het by die venster uitgekyk en gesien hoe Dawid met soveel vreugde voor die aangesig van die Here die tabernakel begelei. Hoekom was die ark nie in die tabernakel nie? Die ark was nie in die tabernakel nie, want hulle het die ark geneem as iets gelukbringer om hulle in die oorlog te help, en toe is die ark afgeneem. En toe uiteindelik, toe Dawid die ark wou terugbring, jy kan onthou, het hulle die ark op 'n nuwe wa gesit, en Ussa, toe die osse struikel en die wa gly, toe gryp hy na die ark van die verbond, en die Here tref hom met die dood, en Dawid sê, wow, die ark gaan nie naby ons kom nie, dis 'n gevaarlike stuk meubelment, en hulle het hom geparkeer daar by Obed-Edom se huis. En toe seën die Here Obed-Edom se huis, in so 'n groot mate dat Dawid sê, dit lyk vir my dat ons het 'n verkeerde idee van die ark gehad, as ons net gaan lees het, dat jy mag nie die ark met 'n wa vervoer nie, uit ringe, waardeur jy dan draaghoute steek, en dan op so 'n manier moet jy dit vervoer, en toe het hy die ark gebring, en met groot feesviering
het hulle die ark na die tabernakel, na daardie tent toe teruggebring, maar Michal, die vrou van Dawid, die dogter van Saul, het Dawid verag. Sy het hierdie veragting teenoor hom gehad. En in so 'n mate dat toe Dawid met haar praat, sê hy, jy sal nooit die voorreg hê om kinders te hê nie. Die oordeel van die Here het oor Michal gekom. Dit kon 'n verrotting in sy gebeente wees, want so sê die wysheidsliteratuur ook vir ons, dat 'n vrou wat soos die gedrip van 'n dak is dan op die ou ende ook 'n verrotting in die gebeente. Kan daarin verwys dat dit vir hom diep hartseer was vir hierdie dogter van Saul wat hom so verag het. Of dit kan wees dat hierdie vyande hom gehaat het en dit vir hom 'n verrotting in die gebeente was, soos 'n siekte. Hoe dit ook al sê, hier was stryd in Dawid se lewe en dit het vir hom gevoel asof hy wil doodgaan. En die Here het hom daarvan verlos. En so, ons probleme, ons vind dit baie keer dat ons in ons probleme die stryd kom en die stryd wil nie weggaan nie en ons vind dit dat ons kan nie verder daarmee handel nie. Verseker die Here soos wat hy vir Dawid die versekering gegee het en ook vir hom genesing gebring het. Of miskien sukkel u werklik met siekte vandag. Miskien weet niemand daarvan nie. Miskien het jy 'n diagnose van die dokter ontvang. En wat nou? Wat nou gemaak? En ons weet dat die Here vir ons leer dat sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, dat die dood selfs nie eers skeiding tussen ons en God kan bring nie. So selfs al lê die dood voor, het ons nie nodig om te vrees nie. Genesing kan ook kom deur die dood, omdat daar dan geen trane meer sal wees nie, geen hartseer meer sal wees nie. Saul is die een wat in die kuil neergedaal het, wat die oordeel van God beleef het, en Dawid wil nie soos Saul in daardie selfde paadjie stap nie. Vers 4. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom, U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Die Here het vir Dawid beskerm van Saul. Saul het in die kuil afgedaal, Dawid is uit die kuil uit opgetrek. Saul is verneder, Dawid is verhoog. En die Here toon vir ons aan dat soms sit mense in 'n posisie, vyande van God, vyande van ons, en hulle sit en hulle roep, ons hoor dit oor die televisie, daar's mense wat roep vir ons dood, wat ons haat, net die blote feit van jou velkleur, of die blote feit van jou godsdiens as 'n Christen. Is daar mense wat dit nie kan hanteer nie en wil hê dat Christene uitgeroei moet word. Die Here leer, hy bring mense neer. Hy sal hulle verneder. Hy sal ons oplig, ons wat ons toevlug na hom toe neem. En so Dawid dit beleef. Hy is verhoog en Saul is dan verneder en het in die kuil neergedaal. En daarom is dit 'n rede tot groot blydskap. En daarom sê Dawid, Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Let mooi op hierdie woorde wat Dawid sê. Daar's 'n oomblik wat ons in die toren van die Here is. 'n oomblik, 'n kort tydjie. En dan 'n hele lewe in goedgunstigheid. 'n hele lewe in goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Dit beteken nie dat jou probleme, moenie bekommerd wees nie, kind van God,
Hier is die belofte dat dit net in die nag sal wees. Gaan slaap net en môre sal alles beter wees. Dis nie wat hierdie Psalm sê nie. Die Psalm gee vir ons hierdie beeld van dis van korte duur. En so, ons het hierdie wete, God sal dit nie vir altyd laat aangaan nie. Selfs kinders van God, wat in lande was, wat daar vervolging is, skryf in hulle biografieë, of ander getuig van hulle, dat daar tye was, selfs in gevangenskap, waar daar wonderlike dinge gebeur het, en selfs wagte wat hulle gemartel het, tot bekering gekom het, en hulle rus gekry het, vir 'n tyd lank. So, hoe die omstandighede, en hoe sleg dit ook al kan wees, daar is altyd iets waarna ons kan uitsien, en altyd hoop wat die Here vir ons gee. En so het ons dan die wete, dat die Here nie die tigtiging vir ons hele lewe hier op aarde sal laat voortgaan nie. Daar's tussenposes waar ons kan asemhaal, voordat die volgende stryd kom. Nou sal jy vir my sê, weet jy, ek het so 'n stryd, ek het nie lus vir net 'n kort breek nie. Ek het lus dat die breek moet aanhou, dat dit 'n lang uitgestrekte breek moet wees. Maar ons sien ook dat daar 'n rede is waarom die Here sporadies vir ons stryd stuur. Hy gee vir ons sporadies, stuur hy vir ons daardie oomblik van rus en tye van moeilike omstandighede. En dan sy heilige gedenknaam. Sy heilige gedenknaam. Vers 5. Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Wat is die heilige gedenknaam van God? En dit is Here, Jahwe of Jehovah. Sondag 13 van die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 34 sê, met betrekking tot Christus, waarom noem jy hom ons Here? Waarom noem jy hom ons Here? Antwoord, omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Verlos en vrygekoop het. Hy het ons gekoop. Die een wat 'n slaaf vrykoop, is die een wat hom besit. Dis sy meester, dit is sy heer. Wat is die gedenknaam van God? Is die Here. En nou leer die Nuwe Testament vir ons, omdat Christus vir ons gelei het, gesterf het, uit die dood uit opgestaan het God die Vader sy seun opgewek, om laat opvaar, aan sy regterhand laat sit, en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus Christus elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Dawid loof die Here se gedenknaam. En sy naam is geopenbaar in Christus. Daarom noem ons Christus onse Here Jesus Christus. Hy is ons meester, hy is ons hoof, en hy het ons voorgegaan in hierdie stryd. Hy het vir ons gewys, hoe moet ons op 'n waardige wyse lei. Dawid gee vir ons die klein skadubeeld, om op 'n waardige wyse te lei, geduldig te wees. Hy het nie die koningskap gegryp nie, hy het gewag op die Here, en die Here het dit vir hom gegee, en hy het stryd deurgemaak tot die einde, en sy vertroue op die Here geplaas. Toe kom die groter Dawid, Christus, en hy wys vir ons hoe om die volmaakte voorbeeld te stel, deur selfs vir sy vyande te bid. En sodoende gee dit ook vir ons daardie voorbeeld, dat ons nie in 'n paniek moet gaan,
dat ons nie moet bekommerd wees nie, maar die wete te hê, dat ons Heer en Meester wat ons losgekoop het, hy is in beheer. So daar's oomblikke van toorn, en daar's tye van geween, maar dis van korte duur. Ons ken almal, of ek glo die ouer generasie, ek weet nie van die jonger generasie nie, ken die bekende Afrikaanse liedjie van môre sal die son weer skyn. Gaan jy deur 'n donker wolk, wees net sterk o kind van God. Moet tog nou nie wankel nie, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal verdwyn, glimlag deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. En daar is soveel van hierdie psalm wat in hierdie liedjie dan ook saamgevat word. En dit was 'n liedjie wat baie bekend was en wat oor die sekulêre radio gespeel is. En soveel populariteit gehad het, want daar is soveel waarhede daarin. Die Here sal vir ons die son weer laat skyn. Nie noodwendig net een dag nie, maar na 'n tyd is daar verligting. Maar hier is die rede waarom dit nie heeltemal, hoekom ons probleme nie heeltemal weggaan nie. En waarom God nie toelaat dat ons probleme heeltemal weggaan nie. Hierso sê Dawid die waarskuwing, vers 7 en vers 8. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Here, U het my berg deur U welbehae sterk laat staan. En dan sê hy, vers 9, ek het U aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek. Nou wat hier gebeur met Dawid is dat Dawid het in sorgeloosheid begin lewe, toe die Here die stryd van hom af wegvat, en gesê, dit gaan nou so goed. Ek is nou koning oor Israel, ek het my eie huis gebou, ek wil graag vir die Here 'n huis bou, dit gaan net goed. En hy het by homself gesê, kyk al hierdie voorspoed wat ek met my eie hand bymekaar gemaak het. Sorgeloosheid het veroorsaak dat hy roekeloos geword het. En dit is iets wat die Here nie toelaat oor sy kinders nie. Ek en jy het net 'n klein geleentheid nodig om roekeloos te word in ons geestelike lewe. En te sê, kyk, dit is ek wat dit gedoen het. En daarom waarsku die Here al reeds sy volk, as ek julle bring in die beloofde land, in Kanaan, en julle leef in huise wat julle nie gebou het nie. Julle pluk van boorde, vrugteboorde wat julle nie geplant het nie, en wingerde wat julle nie geplant het nie. Moenie by julleself redeneer dat al hierdie dinge het my hand vir my bewerk nie. Die Here waarsku julle. Nie net goddelose mense nie, mense naby aan die hart van die Here soos Dawid, en hy het sorgeloos geword, en dit het vir hom tot groot probleme gelei. Wat is die oplossing? Dawid sê, ek het die Here aangeroep. Want wat hy gevind het, was selfs in daardie tye van roekeloosheid, het die Here hom nog steeds bestendig laat bly. Maar Dawid het na die tyd besef, dit was die Here wat hom bestendig laat bly het, en hy het nodig om die Here aan te roep, en hy het die Here gesmeek. En Dawid roep God aan vir die behoud van sy lewe, want dit lyk asof hierdie siekte of hierdie probleem sy lewe wou neem. En Dawid sê, watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdal in die kuil? Sal die stof U loof, sal dit U trou verkondig, hoor Here en wees my genadig, Here wees my 'n helper. Saul het in die kuil neergedaal, en Dawid wil nie in hierdie selfde voorbeeld as Saul volg nie. En hy roep die Here aan, dat die Here hom sal uithelp uit hierdie situasie uit. Gebed ons vernaamste deel van ons dankbaarheid. Biddeloosheid is ondankbaarheid. En sodoende kom die Here en hy help vir Dawid in hierdie omstandighede, sodat hy nie in die kuil neerdal nie, sodat die mense nie kan sê, net soos wat die Here Saul getref het, net so het hy vir Dawid getref nie. Want Dawid was
'n kind van God wat wou wandel in die weë van die Here. En daarom was Dawid se uiteinde seën gewees. Dawid het op sy eie sterfbed gelê en sy laaste asem uitgeblaas. Hy was nie so Saul wat op die slagveld sy eie lewe geneem het en 'n tragiese einde gehad het nie. En so daarom is daar nog in hierdie stryd is daar nog diens wat ons aan die Here kan gee. Net soos wat Dawid nie alreeds gesterf het nie, daar was nog baie dinge wat moes gebeur, sy seun moes by hom oorvat, en sodoende ook is daar nog dinge in my en jou lewe. Is daar nie diens in jou lewe oor, waarmee jy die Here moet dien? En daarom sal die Here jou nie nou alreeds wegneem nie. Die Here bewaar ons vir diens, en Dawid het dit geweet, en hy het die Here aangeroep, en geweet dat die Here sou hom help. En daarom het Dawid se vreugde, sy benoudheid, het in vreugde verander. Vers 12, U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. En Dawid het hierdie vreugde beleef. Daarom, kind van God, wat jou hartseer ook al mag wees, vertrou op die Here en hy sal dit omdraai vir jou, maar jy moet geduldig wees. God roep ons tot geduld en ons geslag is so ongeduldig. Ongeduldig, ons kan nie wag nie. Dit moet nou en dit moet nou oor en verby en wat ek wil hê moes al gister plaasgevind het. En dit terwyl ons in die trant sien van God se kinders, baie van wat gebeur het die Here sy kinders laat wag. Sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. En dis die dankbaarheidslewe wat voortspruit wanneer ons op die Here vertrou. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank U dat U ons begelei ook in ons stryd. Dat U ons onderrig ook in die sonskyn wanneer die donker wolke verdwyn het, om versigtig te wees, om nie op onsself te vertrou nie. Ons dank U, Here, dat U met ons hierdie pad stap, deur die reën en deur die sonskyn, en dat alles inderdaad tot ons heil moet werk. Ons dank U in Jesus naam. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes.